Goeiemôre geliefde disipel van Jesus en baie welkom by nog 'n episode van In Jesus Bybelstudie. Ekskuus ek was so stil vir die laaste week, maar ek en Ina was verlede week verras en geseën met 'n baie lekker wegbreek langs die Vaalrivier deur baie spesiale mense. Dit was so groot blessing en ons is so dankbaar vir die geleentheid. Ons is terug en uitgerus en gereed om gelowiges toe te rus deur die woord van God om tot hulle volle potensiaal in Jesus te kan leef. So ons gaan vandag aan met ons reeks oor jou identiteit in Christus en hierdie is episode 40 van ons reeks. En ek wil net weer eens vir jou verskriklik baie dankie sê vir jou tyd en ondersteuning van ons bediening. Ek en Ina waardeer jou. Maar kom ons bid net eers saam. Here Jesus, baie dankie vir u woord en dat ons vandag weer in u woord kan indelf en dat u waarhede net vir ons nuwe openbarings bring. Dat ons deur u woord ware disippels kan wees en dat ons deur u woord u hart kan leer ken vir ons. En ook kan leer wat het u vir ons gedoen aan die kruis, sodat ons nie op dit sal uitmis nie, maar in die volheid van dit kan leef. Dankie vir ontvanklike harte en oop ore om te hoor wat u woord vandag vir ons wil sê. In Jesus naam. Amen. Ek wil hierdie week graag 'n bietjie reflekteer oor die afgelope opstandingssondag wat ons gevier het. En wat ek glo die Here op my hart gelê het rondom een van die dinge wat hy deur sy opstanding vir ons bereik het. En dit is om weer vanuit sy rus te kan funksioneer. En ek gaan probeer om alles mooi te verduidelik soos wat ons deur die week vorder, maar ons kernteks vir hierdie week is Hebreërs 4 vers 11, waar die woord vir ons sê, laat ons dan beywer om in te gaan in die rus, sodat niemand in dieselfde voorbeeld van ongehoorsaamheid mag val nie. Laat ons dan beywer om in te gaan in die rus. Dit klink amper soos 'n weerspreking, ywer en rus. Dis mos nou twee teenoorgesteldes. En dit mag op die oog af so lyk, maar ek gaan my bes probeer om dit te verduidelik soos die Here dit vir ons bedoel het om te verstaan. En miskien moet ons net eers die rus probeer beter verstaan, en dis hier waar ek die konnotasie met die opstanding maak. In Johannes 19:30, terwyl Jesus aan die kruis hang en net voordat hy sy gees opgegee het hy gesê, dis volbring, menende dat sy werk voltooi is. Wat hy moes doen is gedoen, dis afgehandel. Nie net is die prys betaal nie, maar die betaling was ook genoeg. En hoe weet ons dit? Daar is verskeie maniere hoe ons dit kan bewys, maar ek wil jou in die volgende 2 dae na 2 skrifte toe vat. Die eerste is Markus 14 vers 61 en 62. En hier is die hoëpriester besig om Jesus te ondervra net voor sy kruisiging. En hy lees in die ou vertaling so. Maar hy het stil gebly en geen antwoord gegee nie. Weer stel die hoëpriester hom die vraag en sê vir hom, is u die Christus, die seun van die geseënde God? En Jesus sê, ek is. En nie almal sal die seun van die mens aan die regterhand van die krag van God sien sit en kom met die wolke van die hemel. Jesus self sê vir die hoëpriester dat hulle hom aan die regterhand van God sal sien sit. Nou die eerste ding wat jy moet besef is dat in die oorspronklike tent van samekoms en later in die tempel wat Salomo gebou het, was daar nie stoele nie. Daar was nie sitplek vir die hoëpriester of enige van die leviete wat diens gedoen het in die tempel nie, want hulle werk was nooit klaar nie. Onder die wet kon hulle nooit rus nie. Sit en rus was nie 'n opsie nie, want onder die wet was die werk nooit klaar nie. Sodra hy vir die een oortreding betaal het, het die volgende in sy kop uitgesteek, want die wet kon net die vrug hanteer, die sonde. Maar die wet kon nooit die sondige natuur van die mens verander nie. Die wet kon jou net wys wat is sonde, maar dit kon jou nie bemagtig om nie te sondig nie. Want ons almal is gebore met die sondige natuur van Adam. En daarom kon die hoëpriester nie sit terwyl hy vir God werk nie, want sy werk sou nooit klaar wees nie. Maar Jesus sê hier vir die hoëpriester dat hy hom sal sien sit aan die regterhand van God. Want na die kruis sal Jesus se werk as die laaste hoëpriester voltooi wees. Afgehandel, volbring. Hoekom? Want nie net is sy betaling genoeg vir ons sonde nie, maar Jesus het dit ook deur sy kruisdood en opstanding vir my en jou moontlik gemaak om wedergebore te kan word.
Hy het deur sy kruisdood ons ou mens saam met hom in die kruis vasgespijker. Kom ons hoor net weer wat sê Romeine 6 vers 6. Aangesien ons dit weet dat ons ou mens saam gekruisig is. En deur sy opstanding is ons 'n nuwe mens, met 'n nuwe natuur wat saam met hom opgestaan het. En dit sien ons in Romeine 6 vers 4 tot 5. Ons is saam met hom begrawe deur die doop in die dood, sodat net soos Christus uit die dode opgewek is deur die heerlikheid van die Vader, ons ook so in 'n nuwe lewe kan wandel. Vers 5, want as ons met hom saamgegroei het deur die gelykvormigheid aan sy dood, sal ons dit ook wees deur die aan sy opstanding. En dan kom 2 Korintiërs 5 vers 17 en leer ons, daarom as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verbygegaan, kyk, dit het alles nuut geword. Jou wedergebore gees is heeltemal nuut gemaak. En dit is een van die redes hoekom die opstanding so belangrik is, sodat ons saam met Jesus kon opstaan in 'n nuwe mens met 'n nuwe natuur. En omdat ons nou dood is vir die sonde volgens Romeine 6 vers 11 wat sê, so moet julle ook reken dat julle wel vir die sonde dood is, het ons uiteindelik die vermoë om nie meer te sondig nie, want ons het nou 'n nuwe natuur. Ons gees is nou een met God se gees. Dit sien ons in 1 Korintiërs 6 vers 17 wat sê, maar wie die Here aanhang is een gees met hom. Een gees met hom. En ons het Jesus se geregtigheid voor God, volgens 2 Korintiërs 5 vers 21 wat sê, want hy het hom wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word die geregtigheid van God in hom. En ons is nou voor God, net soos Jesus. En dit sien ons in 1 Johannes 4 vers 17. Hierin het die liefde by ons volmaak geword, dat ons vrymoedigheid kan hê in die oordeelsdag, want soos hy is ons ook in hierdie wêreld. Jesus se werk om vir my en jou 'n nuwe identiteit en 'n nuwe natuur te gee, is volbring en hy rus nou van sy werk. Die keuse is egter vandag myne en joune. Gaan ons dit glo en ook daarin rus? Of gaan ons aanhou om te vergeefs te probeer om God uit onsself te beïndruk? Ek kies eerder vandag om eerder in Jesus se voltooide werk te rus. Here, ons is so geneig om op ons eie krag staat te maak en ons eie vermoëns en dit wat ons graag na U toe wil bring. Maar U woord leer ons 'n ander manier. U woord leer ons dit wat U in die kruis gedoen het, was genoeg. En deur die opstanding kan ons in daai selfde lewe leef. Ons kan tot daai selfde opstanding opstaan. Ons gees is nuut gemaak deur die opstanding. Ons het 'n nuwe natuur deur die opstanding. Here, laat ons ywer in ons geloof om te rus in dit wat U gedoen het. In Jesus naam. Amen. As jy dalk meer oor ons bediening wil uitvind of met ons wil kontak maak, kan jy gerus na ons webwerf toe gaan by injesus.co.za. Ons het ook 'n YouTube kanaal met die naam van In Jesus Ministry en ons het ook 'n podcast onder In Jesus Bybelstudie. Geliefde van Jesus, hou jou oog op Jesus en jou neus in sy woord. Shalom.